Die skriflesing vanaand uit Kolossense hoofstuk 3. Kolossense hoofstuk 3. Ons gaan daar 5 of 6 teksverse saam lees. Kolossense hoofstuk 3, verse 12 tot en met vers 17. Die brief van Paulus aan die gemeente in Kolosse, hoofstuk 3, verse 12 tot en met vers 17 asseblief. Kolossense 3, vers 12 tot en met vers 17. Vers 12 sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde, wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Net tot sover die skriflesing uit die Here se onfeilbare woord. Vriende, ons het reeds 'n openingsgebed gedoen. Ek wil graag die aandag vestig net op 'n paar woorde in vers 13, waar Paulus sê, verdra mekaar, en dan hierdie woorde, vergewe mekaar. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Die boodskap vertaling van vers 13 sê, vergewe mekaar so vinnig en volledig, soos wat die Meester jou vergeef het. En dan is dit die tema, Christus se vergifnis. Christus se vergifnis. Gemeentevriende, ons is mense, en ons leef in 'n wêreld vol ander mense. Elke liewe dag van ons lewe kom ons in aanraking met ander mense. Ons het te doen met onperfekte mense wat met ander onperfekte mense skouers skuur. Elke een van ons word daagliks herinner aan die selfsugtige, die aaklige, die skynheilige, die rugstekerige aard wat daar in mense is. Jy kan maar slegs die koerant oopmaak om te sien in hierdie wêreld hoe sleg mense ander mense hanteer. Hoe anders, wil ek sê. Want hierdie wêreld is beïnvloed deur die Satan onder die mag van die vyand, en hy kom telkens daagliks en orkestreer sy aanslag op hierdie wêreldtoneel, en hy beïnvloed mense om haatlik teenoor mekaar op te tree. Hy blaas die kwaad aan op hierdie wêreldtoneel. Hy hou van moord, sê die Bybel vir ons, en dood en onenigheid. Ons lewe in 'n wêreld waar mense ander mense verwoes. Omdat ons ook in hierdie wêreld is, as kinders van God, word ons nie van hierdie stampe en stote in hierdie wêreld gevrywaar nie. Inteendeel, as kinders van God kry ons ook seer. Ons word ook deur ander mense seer gemaak. Daar word ook aan ons leed gedoen, skade aan ons gedoen. Mense hou fisiese leed aan mense. Hulle slaan ander mense. Hulle val hulle aan. Hulle kaap mense. Hulle misbruik mense. Hulle rand hulle onsedelik aan. Ons word blootgestel aan psigiese leed. Dis die skade in 'n persoon se verstand en ons gemoed, wanneer ons sien hoe iemand anders vermoor word. Dit word in ons brein vasgebrand. As jy deel is van gesinsgeweld, die emosionele verwonding in 'n ou se lewe, wanneer jy in 'n huis groot word met 'n alkoholist pa, wanneer jy gemolesteer of verkragt word,
is daar emosionele verwonding. Ek sê, ons almal is deel van die stampe en stote in hierdie wêreld. Ons word aan traumatiese gebeure blootgestel en dit word in die skerm van ons geheue vasgeets. Die skade. Dis soos brandvlekke op ons brein as gevolg van die sondeval en die sonde wat mense doen. Ons beleef daardie emosionele wonde waar die wreedheid van die wêreld sy tande in ons inslaan, waar onskuldige mense blootgestel word aan moord en roof en doodslag. Die wêreld bring sy pakkie skade en gooi dit neer op u en my. Moet asseblief ook nie dink dat die kerk gevrywaar word van hierdie stampe en stote van hierdie wêreld nie. Ook binne in die kerk, tussen kinders van God, vind jy hoe een kind van God, 'n ander kind van God skade berokken, letsels aanbring aan 'n ander kind van God, selfs onder kinders van die Here byt ons mekaar, ons eet mekaar op. Dis hoekom Paulus vir kinders van God skryf in Kolossense 3, waar hy vir hulle sê en aanmoedig, julle moet mekaar verdra, kinders van God. Julle moet mekaar vergewe. Kinders van God doen met ander kinders van God besigheid en sien dat nie baie etiek in die besigheidspraktyke van daardie kind van God is nie. En dit het 'n effek op jou. Liewe vriende, ek sê binne in die kerk is daar wrokstukke wat opgehoop word onder kinders van die Here en skade wat ons kan ervaar. En die gevaar is nou wanneer daar wrokke is, skade wat kinders van die Here opgedoen het, dan word daar 'n anderste ingesteldheid in jou as kind van God teweeggebring. Jy maak 'n keuse oor daardie persoon wat jou skade gedoen het, om anders te dink oor daai kind van God, om hom of haar op 'n afstand te hou en eventueel by 'n punt te bring waar ons hom of haar nie gaan vergewe nie. Ek sê vriende, binne in die kerk is daar 'n onvergewensgesindheid en dis soos 'n swartgallige kanker wat posvat in die hart van die kind van God. En soos wat kanker groei en versprei, groei dit binne in die hart van kinders van die Here. Dit oorheers later hulle die hele binneste en daai gedagtes van haat wat gekoester word, kom uit. Die wêreld is vol van hierdie mense, maar ook soms die kerk. Selfs ook onder kinders van die Here is daar die een wat herinner. Wanneer ek en jy skade kry in hierdie lewe, kan ons een van 3 dinge doen. Ons kan dit daarvan vlug en vermy. Jy kan die persoon wat jou as skade aangedoen het, verwerp. Ek wil nie meer met jou praat nie, ek wil nie meer met jou meng nie. Ons wil die lewensdraad knip van so 'n persoon. Ons gaan vriendskappe tussen kinders van God eerder beëindig. Of ons kan veg. Nou vriende, dit is om te sê, die woord van God sê vir my, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Ek gaan haat met haat veg. Daar's skade aan my berokken, verseker wil ek ook leed aan so 'n persoon doen. Ek dra die letsels en ek wil hê jy moet ook daai letsels dra. Of ons kan die ding doen wat God van ons vra en dit is om te vergewe. Om daai persoon vry te spreek. Om te kies om nie bitterheid in die hart te koester nie. Om vir so 'n persoon weer lief te hê en te bid dat God daai persoon sal seën. Dit sê Paulus pas by kinders van God. Die wat vergifnis van God ervaar en gesmaak het. Jy wat deur God vergewe is. Jy weet hoe om 'n ander persoon te vergewe. Vir kinders van die Here is dit eintlik maklik, want ons is anders. Het God nie ons hart kom verander by wedergeboorte nie? Het God nie vir ons gesê dat hy vir ons sy DNA in ons gaan plaas, 'n hart wat wil vergewe nie? God het my vergewe van baie. Daarom behoort dit vir my ook makliker te wees, omdat hy dit met my gedoen het, kan ek dit gemaklik ook met ander doen. Vriende, ek is mos ingeprop in die stroom wat van die hemel afvloei tot in my hart, en die lewende stroom van liefde, maar ook van vergifnis. Wêreldwyd
word daar 'n nasionale vergifnisdag gevier, as jy wou weet. Dit word in Oktober maand, die laaste Saterdag van Oktober, wêreldwyd noem hulle dit is wêreldwye nasionale vergifnisdag. En hulle noem dit die V-woord, nie die F-woord nie, maar die V-woord. En dis nie die V-woord waarin ons dink nie. Hulle sê vir jou vyand die V-woord, ek vergewe jou. En dis waaroor ek vanaand met u wil gesels. Die tema Christus se vergifnis, en weer eens wil ek net 3 gedagtes onder die midde laat oor hierdie tema. En die eerste een vanaand is Christus se vergifnis is sonder voorwaarde. Ek wil net vir jou hierdie vers 13 2-3 woorde uitlig. Soos Christus vergeef het, so moet julle doen. Die gedeelte wat ons saam gelees het, Paulus se hoop en sy raad aan kinders van God, wat die ene klag het teenoor die ander een, is om te vergewe soos Christus vergewe het. Ons moet mekaar vergewe, sê hy, soos Christus ons vergewe het. Nou moet ons mekaar vra, maar hoe het Christus ons vergewe? Wanneer het Christus ons vergewe? Dan hou ek aan jou voor Romeine 5 vers 9 wat sê, 9 en 10, veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. En dan vers 10, want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Net hierdie woorde, terwyl ons nog vyande was. Terwyl ons dit nie verdien het nie, ons het dit nooit verdien nie. Terwyl ons vervreemd was van God, het God gekies om die mens wat na hom toe kom te vergewe. God het sy manier om onvoorwaardelik te vergewe. Ons probleem as mens en as kinders van die Here is dat ons altyd 'n voorwaarde koppel aan vergifnis. Die mens wil vergewe, maar hy sê daar moet eers iets aan voldoen word. Ek sal jou vergewe, maar dan moet jy eers die jammer sê. Jy moet ten minste erken dat jy verkeerd gedoen het, dan sal my vergifnis inskop. Jy moet iets eers regstel. Jy moet eers iets regmaak, voordat ek enigsins my vergifnis aan jou sal gee. In 'n sekere sin moet daar eers skade herstel word, voordat ek dit sal oorweeg om jou te vergewe. Mense koppel altyd voorwaardes aan vergifnis. En kinders van die Here, sê Paulus, behoort dit nie te doen nie, want dis nie wat God vir ons gedoen het, toe hy ons vergewe het nie. Dis nie ons aard meer, om voorwaardes aan ons vergifnis te koppel nie. As ons die Here Jesus se lewe bestudeer, sien ons dat Jesus vyande vergewe. Hy vergewe enige mens, ongeag wie die mens is. Hy's nie 'n aannemer van die persoon nie, sy grootste vyand vergeef hy. Terwyl sy moordenaars besig is om hom dood te maak, te kruisig, hom te spot, en God se naam skade te doen, terwyl hulle hom skel en vloek, terwyl Jesus sien hoe hulle die spykers deur sy hande plaas, roep hy uit, Vader, vergeef hulle. Hy wreek hom nie self op hierdie mense nie. Christus se vergifnis is vir alle mense. In ons geleesde gedeelte, net so 'n bietjie verder, daar voor dit hier by vers 11 staan daar's nie 'n Jood of 'n Griek, 'n besnedene of 'n onbesnedene, of 'n barbaar, of 'n skief, of 'n slaaf, of 'n vry man nie. Christus se vergifnis is vir almal, sonder voorkeure, sonder voorwaarde. Sondaars is in sy vergifnis versuur. Jy lees baie oor die disippels in die Bybel, en jy lees telke male hoe die disippels droog gemaak het, hoe hulle gefouteer het, foute begaan het. En ek kan myself indink, Jesus het vir 3,5 jaar met hierdie mense saam geleef. En baie keer het die Here Jesus anders gesê vir hulle, maar hy het byvoorbeeld een keer hulle ongeloof beny, daar in Lukas 24 vers 25, lees ons daarvan. Tussen sy mense
was daar een wat 'n gelddief was. 'n Dief was onder hom. Hy het die saak van God skade gedoen. God se geld gesteel. Binne in Jesus se binnekring was daar 2 disippels wat gedink het, hulle is groter as die res van die disippels. Hulle was daar vir hulle eie eer. Sy disippels het geslaap in Jesus se bangste nood, sy diepste bedroefste nood op aarde, slaap sy vriende. En wat vir my alles erg gemaak het van die disippels, is dat Jesus in sy alwetendheid geweet het presies wat hulle gedoen het. Hy kon in hulle hart sien wat was die motief. Hy het geweet vir wat se rede hulle gedoen het. Hy het geweet wat hulle agteraan aangevang het. Hy het geweet wie gaan hom verraai. Hy het geweet wie gaan hom verloon, nog voordat dit gebeur het. Hoe sou jy opgetree het, as jy elke persoon binne in sy hart kon sien wat se gedagtes hulle dink van jou, wat se kinderstorie hulle beplan van jou, wat hulle agter jou rug sê? Hoe sou jy opgetree het teenoor daardie persoon, om te doen dit wat hulle aan jou gedoen het? Dink ons vir 'n oomblik dit sou vir Jesus moontlik wees om 'n Petrus lief te hê, al het hy geweet, hierdie man gaan 3 maal lieg en sê ek ken hom nie. Was dit moeilik vir Jesus om Thomas lief te hê, wetende dat hy nie in die opstanding van Jesus sou glo alvorens hy nie sy vinger in die sy en die wonde van die Here Jesus kon steek nie? Sou die Here Jesus die disippels minder lief hê, wetende dat al 12 in die tuin van Getsemane hom sou verraai en in verskillende rigtings inspat? Hoekom het Jesus nie maar net vir hom hierdie 12 telkens vervang met ander mense nie? Dit was vir hom maklik om hulle lief te hê en ook onvoorwaardelik te vergewe. Dit is wie hy is. Ons moet mos sê, as die Bybel sê, ons moet vergewe soos Christus, dan moet ons mekaar sê, maar hoe het hy dan vergewe? Petrus het nie mooi van vergifnis verstaan nie. Ons lees dit daar in Matteus 18 vers 21, waar Petrus na die Here toe kom en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? 7 keer? En Jesus sê, ek sê vir jou nie 7 maal nie, maar tot 70 maal 7 maal. Die Here Jesus Christus het vir ons skade betaal. Iemand anders het jou en my skade gedra. So ewen ons skade is nie vereffen nie. Ek het nie my eie skade wat ek teenoor die heerlikheid van God gehad het, self vereffen nie. God het nie met voorwaarde na my toe gekom en gesê, jy moet eers betaal voordat ek jou gaan vergewe nie. Hy het toegelaat dat iemand anders te daai skade betaal. So ek het as mens, kon ek dit nie self dra nie. Dis wat dit is om te vergewe soos Christus, om onvoorwaardelik te vergewe, sonder dat iemand daai skade betaal het. Dis wat dit is, soos die woord vir ons sê, om soos die Here Jesus Christus sonder voorwaarde te vergewe. Die tweede gedagte in die midde, Christus se vergifnis is ongeag die pyn. Dit is ongeag die pyn. Daarom vers 13 sê Paulus, verdra mekaar, vergewe mekaar, en dan hierdie woorde, as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus moet ons vergewe. Die woord sê hier, as die een teen die ander 'n klag het. Dit impliseer, vriende, dat daar 'n aangeklaag, op 'n aangeklaagde manier, skade was tussen die een kind van God in die gemeente van Kolosse en 'n ander medebroer of suster binne in die gemeente. Die een kind van God het die ander kind van God seer gemaak. Daar's pyn veroorsaak, daar's skade veroorsaak. En nou sê Paulus, ons moet vergewe ongeag die skade wat veroorsaak is. Daar is skade. En die gewone mens wil eers hê daai skade moet herstel word voordat ons vergewe. Ons sê vir onsself, ek gaan nie pyn dra nie. As kind van God dra ek nie die pyn nie. Ek gaan dit nie self absorbeer nie. Dis onregverdig dat ek onskuldig die pyn van 'n ander persoon moet dra en as iemand my seer veroorsaak het. En dis eintlik waaroor vergifnis gaan. Want nou begin ons met ons hart redeneer, waar die pyn gesetel is, in plaas van met ons verstand. Ons dink vanuit ons hart uit,
En my hart veroorsaak, vriende, dat ek nie 'n keuse kan maak om 'n ander kind van God te vergewe nie. In die begin het ek vir u gesê, kinders van God veroorsaak emosionele wonde. Die wêreld veroorsaak emosionele wonde. Dis waar wrokke gesetel was binne in die hart. En omdat dit in die hart gesetel is, vriende, beleef ek elke liewe keer daai emosie, daai pyn, daai seer wanneer ek daai persoon sien in die kerk. Wanneer ek weer daai saak in my gemoed laat herleef, dan ervaar ek telkens die pyn, en dis die pyn wat veroorsaak dat ek nie kan vergewe soos Christus wil hê ek moet vergewe nie. Ek beleef oor en oor daardie pyn, daai seer, daai skade is voor my die hele tyd. En terwyl ek hierdie seer beleef, hoor mooi, al sê die woord van God vergewe soos Christus, my hart voel nie om dit te doen nie. Dis hoekom dit in my hart gesetel is, dis hoekom ek 'n wrok koester vir jare. Want my verstand kan nie daai besluit neem nie, ek kan nie daai keuse maak nie. En dis dalk die rede hoekom ek nie kan vergewe nie, hoekom ek nie wil vergewe nie, want daar's pyn wat ek wil hê, daar moet eers met die pyn gehandel word, daar's seer, en ek wil hê jy moet eers voel soos ek gevoel het toe jy my seer gemaak het. Jy moet ook seer hê soos ek seer het. En dit terwyl die Here Jesus, en die woord sê ons moet vergewe soos hy vergewe. Terwyl hy pyn gehad het aan die kruis, sê Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy lees van Stefanus, 'n man vol van die Heilige Gees, daar in Handelinge 7 vers 58, waar hierdie woorde sê, en hulle het hom buitekant die stad uitgewerp om gestenig, en die getuies het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus, en hulle het Stefanus gestenig, terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. En hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie, en met die woorde het hy ontslaap. Die roepe van iemand te midde van pyn, wat vir sy vyande bid. Ek sê, vriende, goddelike vergifnis is moontlik ongeag of die pyn hanteer is of nie. Dis te midde van die pyn, ten spyte van die seer, die pyn wat 'n ander ou aan jou gedoen het, mag nooit in die pad staan vir u om 'n ander kind van God of 'n ander persoon te vergewe wat skade aan jou gedoen het nie. Want ek en jy het God se vergifnis ontvang, ongeag die pyn wat my sonde hom veroorsaak het. Dis hoe die Here Jesus vergewe. En dis hoe God wil hê ons mekaar moet vergewe. Dis 'n keuse wat gemaak moet word. Nie of jy so voel om te vergewe nie. Nie een van ons gaan ooit voel om te vergewe nie. As vergifnis van gevoelens afgehang het, was niemand van ons ooit vergewe van ons sonde nie. Dit het niks met gevoelens te doen nie. Dit het te doen met 'n daadwerklike wilsbesluit om te vergewe. Vergifnis hoef nie 'n lang proses te wees nie. Vergifnis hoef nie oor jare te kom nie. Oombliklik, terwyl die pyn aan die Here Jesus toegedien word, is dit moontlik om te vergewe. So ook in Stefanus se geval. Die oomblik as iemand jou skade doen, dit kan in 'n kwessie van oomblikke vergewe word. Dit hoef nie lank te neem nie. Ek wil 3 kort getuienisse of gedagtes met u deel, net om ons gedagtes so vir 'n oomblik te verfris. 'n Persoon kom sien my, 'n bejaarde oom, hy's 72 jaar oud. Is nie in die gemeente nie, net 'n persoon wat my kom sien het. Ons het inteendeel oor broodbrome gepraat. Die persoon kom sien my, hy's 72 jaar oud en hy sê, daar's iets wat met hom gebeur het. Daar's iets wat hy gedoen het toe hy 17 jaar oud was. Hy het 'n jong dame onteer. Hy sê, en tot vandag toe kan hy hom nie vergewe nie. Hy kan nie glo dat hy dit gedoen het aan 'n ander jong dame nie. Hy is intussen 2 keer getroud, sy vrou is oorlede, hy is in sy tweede huwelik, en daai man sit met daai koestering van wrokke. Hoe kry hy dit reg om dit te kon doen aan iemand anders? 'n Jong vrou kom sien, of 'n bejaarde vrou, sy was in die 45 daar rond, kom sien my, en sy vertel wat het gebeur toe sy op universiteit was. Sy het swanger geword,
en op universiteit 'n abortus deurgegaan. Haar ma weet niks, haar pa weet niks, haar nuwe of haar man, sy's getroud, weet niks nie. En sy sê sy het hierdie wrok in haar hart oor hierdie ding wat met haar gebeur het. Sy kan haarself nie vergewe nie. Sy sê sy wil weghardloop as daar 'n wederkomsdiens is. As daar 'n diens is oor die wegraping, kan sy sê ek wil weghardloop, ek wil dit nie hoor nie, want daar wag vir haar 'n verrassing in die hemel. Vir jare, liewe vriende, struikel mense met hierdie wrokke, emosionele verwonding, wat Christus sê vir ons vergewe kan word. Ek het nie die beste lewe gehad as kind nie. Ek het 'n pa gehad wat 'n ma verniel het. En ek het gesê, ek sal hel toe gaan, solank hy saam met my kan kom. Vir jare. En daarna dat ek 'n kind van God geword het hierdie ding om 'n pa te vergewe in 'n ou se hart gekom, en op 'n dag, het ek iewers op 'n klippie geskryf, pa, net hierdie woorde, ek vergewe jou. 'n Doelbewuslike besluit. Want toe ontdek ek hoe Christus my vergewe het. Dit hoef nie lank te wees nie. Kinders van God hoef nie met wrokke te loop nie. Deel van heiligmaking, deel van om naby aan Jesus te wees en soos hy te word, is om te vergewe, maklik, vinnig, soos hy dit vir ons gedoen het. Ek moet dit nie met my verstand, selfs my hart, probeer uitredeneer nie. Ek doen dit. Dis 'n wilsbesluit, 'n keuse wat ek moet maak om my naaste te vergewe. Die laaste wat ek in jou midde los, Christus se vergifnis is gekoppel aan die vergifnis wat ek ontvang het. Ek wil net 2 woorde uitlig in vers 13. Verdra mekaar, vergewe mekaar, as die een teen die ander 'n klag het. En dan hierdie woorde, soos Christus julle vergewe het. Christus se vergifnis, om dit te verstaan. Sê die woord, moet ek gaan verstaan hoe hy my vergewe het. Soos Christus julle vergewe het, so moet julle vergewe. Hierdie vers impliseer nie dat vergifnis beteken jy moet die persoon vryspreek en jy moet niks meer met daai persoon te doen hê nie. Jy moet daai persoon vergeet en uit jou lewe uitskuif oor daardie daad wat hy verkeerd gedoen het nie. Hoewel die daad vergewe is, moet jy die persoon vergeet nie. Dis nie wat eintlik hierso staan nie. Wat hierso staan, liewe vriende, is dat wanneer ek iemand vergewe, soos Christus my vergewe het, soos ek Christus se vergifnis ontvang het, so behoort ek dit ook te kan doen. Dit beteken dat ek, as ek hom vergewe het, nog steeds met daai persoon te kan saamleef, hom lief te kan hê, asof hy nooit daai pyn aan my veroorsaak het nie. Paulus het aan die gemeente van Efese geskryf in Efesiërs 4 vers 13, maar wees vriendelik, vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, hoor mooi, soos God ook in Christus julle vergeef het. God se vergifnis, soos hy dit vir ons in Christus gedoen het. My hele benadering as ek oor vergifnis praat, moet wees soos Christus dit vir my gedoen het. Iemand wat nog nie gered is nie, kan nie 'n ander persoon vergewe nie. Want hy self nog nie vergewe nie. Hy het self nog nie die vergifnis geproef van sy dade nie. Daarom kan hy nie 'n ander persoon vergewe nie. Maar ons wat kinders van die Here is, vir ons is dit maklik om te vergewe. Ek verwys na jou en my eie oortredinge teenoor God. Ons sonde en die skuld wat ons op onsself gepak het, wat tussen ons en God gestaan het. Dat God in Christus ons daarvan vergewe het, uit genade gekies het om ons vry te spreek. Dat God my sondes vergewe het, te vergewe. Maar toe God my en jou sonde vergewe het hy ons toe afgeskryf. Wou hy niks meer daarna met ons te doen gehad het nie. Het God my vermy, nadat hy my vrygespreek het van die skade wat ek aan hom gedoen het. Het God dalk gesê, okay, jy sal nie meer hel toe gaan nie, maar jy is ook nie meer welkom in my huis nie. Het God vir my, die Bybel sê, God het vergewe, en hoor mooi, vergeet. God vergewe en vergeet. Dit sê nou nie God ly aan 'n vergeetagtige siekte nie. Hy weet alles.
Jy lees in Hebreërs 4 vers 13, alles is openbloot voor God met wie ons te doen het. Hy ken die dieptes van ons harte volgens 1 Johannes 3 vers 20. Maar wanneer God vergeet, is dit eintlik dat hy kies om nie weer daaraan te dink nie. Hy kies om ons sondes en ons oortredinge te vergeet deur nie meer daaraan te dink nie. Ek hou aan jou 'n paar verse voor wat dit presies so sê die woord van God. Hebreërs 8 vers 12 sê ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. Ware vergifnis vra dat jy die skade wat 'n persoon aan jou gedoen het, dit vryspreek en kies om nie weer daaraan te dink nie. In Hebreërs 10 vers 17 staan daar, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Jesaja 43:25, ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om my ontwil, en aan jou sondes dink ek nie. Jeremia 31 vers 34, ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. Micha 7 vers 19 sê, ja, u sal al hulle sondes in die diepte van die see werp. Jesaja 38 vers 17 sê, want u het al my sondes agter u rug gewerp. Liewe kind van God, u is vrygespreek. U is vergewe. Ek kan met vrymoedigheid na die troon van God gaan volgens Hebreërs 4 vers 14 tot 16. Ek het die vrymoedigheid om met hom te praat, want my sonde is in Christus vergewe. Jesus het 'n voorbeeld vir ons gestel oor hoe hy ons sondes vergewe het, en nou sê hy, vir jou om ander mense te vergewe, moet jy doen soos wat hy met jou gedoen het. Soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. Ons het dit almal wat kinders van die Here is persoonlik ervaar, hoe die Here jou vergewe het. Hoekom sal ons nie dan ook dieselfde vergifnis teenoor 'n ander persoon doen, 'n broer en suster wat aan my skade gedoen het nie? Sal ons nie ook dieselfde doen soos die woord van God ons sê, ook soos hy dit met my gedoen het nie? Hoekom verwyder ons nie ook ons medebroer en suster se oortredinge so ver soos die ooste verwyderd is van die weste nie? Hoekom werp ons nie ook ander se sonde en ander se dade, ander se skade teenoor ons, ook in die dieptes van die see nie? Hoekom sit ons nie ander se dade en skade agter ons rug, en ons kies om nooit weer daarin te dink nie? Ek weet ons is nie God nie, vriende. Nooit sal ons onsself op daai vlak plaas nie, maar die Here het vir ons die vermoë in Christus gegee om hierdie wildskeuse te maak om te vergewe. Ja, kind van God, jy kan. Jy moet. Jy wil vergewe soos Christus ons vergewe het. Ek wil afsluit deur 'n ware verhaal aan die voor te hou. Daar's 'n film daarvan gemaak wat jy gerus ook kan gaan kyk. Ek meen dat hy op YouTube beskikbaar is. Op die 2 Oktober 2006 was daar 'n 32-jarige man gewapen met 400 patrone in 'n outomatiese geweer. En hy het binne in 'n konservatiewe Christenskool ingestorm en almal beveel om plat te lê, en na ruk beveel hy toe die onderwyser en al die seuns om die klaskamer te verlaat. Daar 10 dogters oorgebly. Die persoon wie dit daar ingestorm het, sy naam was Charles Roberts. En hy het ingegaan om met die 10 dogters te vermoor. Daar was 'n 13-jarige dogter, die oudste van al die dogters, en sy het vir Charles gesmeek om haar dood te maak en die ander 9 maatjies te laat vrylaat. En hy het op heterdaad daar aanbod verwerp en begin skiet. Al 10 is raak geskiet. 5 van daai dogters het tragies gesterf en die ander 10 het hy afgeransel met groot skade voordat hy homself geskiet het. Die motief vir hierdie moorde: hy was kwaad vir God omdat God sy dogter van hom weggeneem het. Binne ure, vertel hulle, was 50 van die wêreld se mees bekendste, van die grootste nuusnetwerkstasies op hierdie klein konservatiewe gehug van 'n dorpie toegesak. En hulle daar gebly vir etlike weke totdat almal begrawe is. Vergifnis
het die wêreld gedink was te ver. Die tyd was nie nou reg. Dit was nie nou naaste by gereed om enigsins oor vergifnis te praat nie. Die teendeel was egter waar. Vergifnis het die hele storie op die koerante beheer. Dit was die nuus vir die hele week. Hierdie Christenouers het dadelik, oombliklik hierdie man vergewe. Binne 1 week was hierdie vergifnis van die Christene wat hulle aan hierdie moordenaar gegee het, op 2400 nuusbulletins en binne 3 weke op bykans 550.000 webblaaie in die wêreld gewees. 75%, 3/4 van die mense wat die begrafnis van Charles Roberts bygewoon het, dis die skieter, was hierdie Christenmense. Hulle het sy begrafnis gaan bywoon en dan was hulle eie kinders nog nie eers begrawe nie. Die vergifnis het verder as dit gegaan. Hierdie Christenfamilies het geld bymekaar gemaak en in 'n trustfonds gaan sit vir Charles Roberts se ander kinders. Dat die dag as Charles Roberts se ander kinders wil verder studeer by universiteit, daar vir hulle geld is om verder te gaan studeer. Dis die krag van vergifnis. Oombliklik, dadelik, omdat die Here Jesus Christus dit vir ons gedoen het. Dis eintlik eenvoudig, liewe vriende. Vergifnis hoef nie moeilik te wees nie. As jy die pyn uit die vergifnis kan uithaal, is dit baie maklik om te vergewe. As jy vergewe is, as kind van God vergifnis gesmaak het, sê die boodskapvertaling, vergewe dan so vinnig en so volledig as wat die Meester jou vergeef het. Liewe kind van God, is daar iemand in jou lewe wat vir jou enorme skade gedoen het in jou lewe? Is daar iemand wat skade vir jou berokken het, of het 'n kind van God was, maak nie saak nie. Dit kan elke ander persoon wees, 'n wêreldling, iemand in 'n besigheidswêreld. En as jy aan daai persoon dink, dan wemel daar rou emosies in jou hart op, in jou binneste. Dit kon al baie jare terug gebeur het. Miskien is die pyn vir jou baie erg, en vir jare worstel jy met hierdie onvergewensgesindheid teenoor daai persoon of die saak, want as jy aan hom of haar dink, is dit net hierdie pyn wat na die skerm van jou hart na vore kom. Miskien kan jy jou vanaand nie vergewe nie. Miskien sukkel jy vanaand met selfvergifnis oor iets wat jy aangevang het in jou dae toe jy nog nie 'n kind van God was nie. Miskien is daar iets wat jy vandag oor spyt is, skaam is, en jy kan jou nie vergewe nie. Jy kan nie die vergifnis van God vir jou aanvaar oor daardie saak nie. Dit belemmer jou geestelike lewe. Dit belemmer jou geestelike groei. Ek wil jou aanmoedig. Wil jy nie vanaand 'n wilsbesluit neem nie? Maak 'n keuse saam God vanuit jou verstand uit. En sê vir die Here, ten spyte van die pyn, ten spyte van dit wat ek nou ervaar, toe U aan die kruis gehang het, het U ten spyte van U pyn gesê, Vader, vergeef hulle. Ek wil jou aanmoedig om vanaand 'n eenvoudige keuse te maak, ongeag hoe jy voel, ongeag die pyn wat jy nou ervaar. Neem vanaand daai besluit en sê die V-woord, ek vergewe jou. Doen dit nou. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons oë gesluit is en U Heilige Gees het ons gebid, paar keer daar in die gebedskamer, ons het dit ook gebid in die kanselgebed, dat U hier teenwoordig sal wees en van sitplek tot sitplek sal beweeg. En ons vertrou U nou, Here, dat U vinger op ons hart sal kom lê. Daar sal iets op die skerm van ons brein kom oor 'n persoon wat my skade gedoen het. 'n Persoon, as ek na hom kyk, dan dink ek anders aan hom. Dit beïnvloed die liefde wat ek vir daai persoon het. Hy of sy het vir my skade gedoen. Ons groet mekaar by die kerk, ons gee vir mekaar 'n glimlag by die kerk, maar diep in my hart is daar vanaand pyn oor daai persoon. Miskien iets wat gebeur het toe ek 'n kind was, en dit het 'n effek op in my huwelik. Dit het effek op my kinderopvoeding.
Dit het 'n effek in die manier hoe ek myself uitdruk voor mense. Hoe ek myself leef voor mense. Miskien in my dop ingeklim as gevolg van die skade van een persoon in my lewe. Miskien is dit vanaand op die skerm van my brein. En ons wil vanaand na U toe kom en dit voor die kruis van die Here Jesus lê. Ek wil U aanmoedig, vriende, om daai saak, daai persoon nou in jou hart op te roep en te dink aan daai skade wat daai persoon gedoen het. En ons gaan nou doen wat die Here vir ons gevra het om te doen. Dat soos wat hy ons vergewe het, ons vanaand 'n keuse maak om daai persoon te vergewe. En bid in jou hart saam met my. En ons sê vir die Here eerstens dankie. Dankie dat ek vrygespreek is. Dankie dat my klomp sonde wat soos 'n hoop muurstene was opgehoop het, by U troon vergewe is, dat U dit vrygespreek het. U het 'n keuse gemaak, U het dit in die diepte van die see gewerp, agter die rug gesit en die woord sê U dink nooit meer daaraan nie. U het ons vrygemaak, U het ons verlos. Ek is verlos. Ek is vergewe. En daarom wil ek ook dit vir ander mense doen, vir my vyande. Die mense wat my seer gemaak het, Here. Hoewel ek nog die seer voel, doen ek vanaand 'n wilsbesluit voor U en U is die hoorder van my gebed op grond van die bloed van Jesus Christus om daai persoon, en dan noem U sy naam, te vergewe. Om hom vry te spreek vir dit wat hy of sy aan my gedoen het. Doen vanaand daai gebed voor God en spreek daai persoon vry. Maak daai wilskeuse. Dit gaan nie oor jou emosie vanaand nie. Dit gaan nie oor hoe jy voel nie. Dit gaan oor God se vergifnis vir jou en om dit toe te pas vir 'n ander persoon. Gee daai selfde vergifnis wat God vir jou gegee het. Gee dit nou vir 'n ander persoon. In Jesus se naam. Amen.